vir aksie. Junior Lou skop Sake af, lekker hoë angskop om Sake mee te begin. Eerste kontak wat gaat val vir dag 4. Die rekening vir die dag oop te maak. Bal ingegooi deur Ethan Carr. Rolmalbeweging is sterk en het lyk vorentoe en is oor die lyn. Eerste 3 Ethan Carr van Brackenfell. En het 'n minuut en 'n paar sekondes gevat op dag 4 vir die eerste 3. Totale pakket. Dis die totale pakket. Ons gesien daar so Junior, hy kom daar van agteraf, die counter was aan. So 'n goeie begin daar vir Brackenfell. Die maul setup en dan net. Ons kyk wat pak Lou met die skoppaal, toe het lekker die afstand. Gaan hy die direksie het, dis 'n uitstekende skop. Hierdie man het verseker daar toe. Ons Junior Lou afskrim skakel. Vanaf as hy groot vaskop sit, Liam Hein om die bal te dra. Abrams van Agane. Laat man aan die oorkant as hulle die bal kan skuif. Abrams sien 'n klein gaping. Bal beskikbaar opgetel. Siratskoek. Brackenfell baie naby. En hulle is oor die lyn. Het lyk soos Siratskoek die loskopstad wat daar staan met die lauwere. Hulle doellyn was en hulle het letterlik al die presse gevat en dan kan jy sien hierso al die pad teruggekom, mooi teruggewerk, pick and go. Hy's baie sterk daarso, nog 'n laaste triekie en daar's die 3. En Junior Lou jaag die bal deur die pale vir sy tweede doelskop in hierdie wedstryd. Bal wat gevoed word deur Abrams. Sterk skram as beskikbaar. Is Malote. Kort aangee vir Mania wat groot spoed tentoonstel. Nou gee hy weer van Malote. En Malote wat seevier. Hy waai vir sy man en hy gly oor die lyn. Nog 'n 5 punte vir Brackenfell. Derde 3 vir die kragmeting. Is die binne center. Jebongi. Van die ander kant af, die vlam is daar in die brand, Brackenfell. Die oorspronklike Brakke. Pragtig. Kom hy deur die gaping, gee die bal en hierso, hy het geweet, baie bly. Hy wys hom weer, soos hy duik kom maar 3 manne, net om seker te maak dat die duikslag is reg. Brackenfell wat met selfvertroue speel in die wedstryd en hulle spelskepper Junior Lou maak weer eens geen fout met die doelskoppale toe nie. Maar as Gagia is die binnensenter te Kotto wat die bal veld afjaag, dan sal werk vir Abrams, die skrim skakel wat baie goed doen. Klop 1 man, klop nog 'n man. Nou kort hy ondersteuning. Dis daar in die voorop. Van die voorspelers weer eens sterk vorentoe gedra. Siratskoek. En dan speel die skeieregter geen voordeel. En Lou skopale toe, hy is suksesvol. 4 uit 4 wil ek sê van die skopkegel af vir Wilhelmina gaan. Wat sê die afrigter? Groot skram deur Marie Viljoen. Kom hy skram, daar kom hy skram. Aanslaan. En dis halftyd. Ja, dit bring ons na 'n einde toe van die eerste helfte van die eerste wedstryd van dag 4 van die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. In verhandelinge van die tweede helfte hierso as Marie Viljoen kan terugveg. Nou die afrigters se beurt om te gesels met hulle manne. Ons gaan vinnig vir 'n waterbreek. Biertyd sal ook later op wees, maar ons is reg vir die tweede helfte te Kotto. Wat Sake weer afskop. Aanslaan van die afskop af en is opgetel deur Songwe wat 'n man afstamp. Dan kom hy by 'n tweede man Songwe en hy kry sy aangee weg. Die man word onder druk gesit, dan sit hy 'n steekskoppie deur, bal wat gaan op in. Oh yes. Uitstekend gedoen deur die loskakel. Kabelo Tloane. En hy seil oor die lyn. Eerste 3 van die kragmeting vir Marie Viljoen. Eerste punte van die wedstryd.
Graag wil sien Maree Viljoen bly in die geveg. Heel agter Reinhard Kreur. Wat die bal deur die pale jaag. 7 punte dan op die telbord. Kyk of hulle nie die terugvegpoging ordentlik van stapel kan stuur. As jy kan sien, die skop 'n hoop uitstekend vir Kabelo Tloane. En dan het hy die spoed en die vaart. Nice. Afterrond. Weideman. Lang aangee de Kotto is 'n kruiskop. Het kan werk. Tloane, hy's 1 op 1. Kan hy afrond. Trap in toe, trap buitentoe. Goeie tydslag. Nou sit die groot man. Morkel. En hy's oor die lyn. Uitstekend gedoen deur die span van Maree Viljoen. Deur de Kotto. Ja, hierso, hierdie crosskick hierso. Pragtig. Goed gedoen hierso, mooi gewag vir die bal. En dan, jy kan sien, binne buite, ek sien jou binne weer. En dan die groot center wat pragtig opvolg. Hy het nie gegaan om die rak te skoon te maak, hy het geweet hy maat gaan vir hom die bal aangee van die grond af. En 3 reg in die hoekie. Nommer 15 hierso, Kreur. Kyk wat hy kan doen. So laai ene, kan dalk werk? Nee, net onderdeel. Het hy die afstand daar gehad, hy het definitief die direksie gehad, hy heel agter Reinhard Kreur. Gooi deur Ethan Carr en dan is die rolmalbeweging weer eens sterk vir Brackenfell. Het lyk ook asof hy wiele het. Man wat het aan die agterkant beheer as Simama aan die bal uitkom. Het lyk asof hulle oor die lyn gaan wees. En nog 'n 5 punte is Kamwa Simama. Maar daar agter met die stert van haar rolmalbeweging die bal beheer het. Dit is ver 100% rekord wat hy geniet van die skopkegel af. En so 100% rekord gaan vol staan. Nog 'n doelskop suksesvol in hierdie span van Maree Viljoen en dan tak en speel Brackenfell en hulle is oor die lyn. En dit lyk soos die 8ste man, Wade Fortuin. Reg so ook. En wat hulle doen as hulle daar kom, dan druk hulle 3. Hulle doen dit goed. Hulle vat die pressure wat hulle kry bo op hulle eie doelgebied. Gee nie sommer 3 af nie. Daar's baie fight en hulle, maar daar's ook lekker gees in die spannetjies. Ek kan sien die manne, hulle geniet dit om 'n 3 te druk. Kaar natuurlik die hakker, hy het 'n paar 3 gedruk. En dan hierdie mannetjie, hy lyk of hy niks miskop nie. Ja, Junior Lou wat weer eens suksesvol is. Vinnige tik en gespeel. En dan verloor Koek die bal agtertoe. En is uit by die lyn. En Wayne Jackson. Dag 4, eerste wedstryd. Is al reeds in die geskiedenisboeke. En so vinnig beweeg dinge. So ons moet regstreeks ingeskakel bly. Hier so vanaf die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Eerste wedstryd van die dag. Iets van die verlede is Brackenfell wat oorwinnaars is oor Maree Viljoen. 38 punte teenoor 12. En Wayne Jackson, net so voordat ons gaan vir die nawedstrydse prosedures. Lekker gewees om weer eens saam met jou ingeskakel te wees. #TimeToShine Supersport Schools. Wat 'n voorreg is dit. Heerlik, Lucien, dis 'n plesier om hier te wees. Ons sien uit na die res van die dag se spel. Hierdie een gaan vir die syde. Die syde lyk my, hulle weet wat om te doen hier op Markotter. Ons gaan afgaan na Spoedsmit toe daarso. Wat die NMI Man of the Match sal doen. Ja, het is lekker om vir Johan weer hier so te sien. Supersport Schools het definitief al die eisters uitgebring vir hierdie een. En ons moet dankie sê vir al die borge aan die einde van die dag. Jy het hulle voorheen genoem. Fairtree, natuurlik Blue Ribbon, Santam, is Stadio, Powerbush, Newlight, Intercape, Macron, Spur en Gilbert. Maar ons het vir Johan Spoed Smit wat reg staan met die NMI Toyota speler van die wedstryd en dis hier agter Junior Lou.